Dis wanneer julle nou hierdie brood gaan gebruik, dink daaraan, dis my liggaam wat gebreek word ter wille van julle. En hy sê elke keer as julle daaraan dink, dan moet julle besef, dit is ek wat myself vir julle gegee het. So dikwels, het hy gesê, so dikwels. Ek wil hê, wanneer jy die broodjie het, dat jy dit sal hou, dat ons dit almal saam kan geniet. Paulus skryf in Korintiërs, hy sê, ons moet onsself ondersoek, voordat ons na die tafel toe kom. En dan sê hy, as daar enige skade in ons te vind is, as daar enige iemand is teenoor wie ons moet bely, of moet jammer sê, waar ons verkeerdelik opgetree het, sê hy, moet ons dit regmaak, want ons mag nie op onwaardige wyse aan hierdie tafel kom sit nie. Want hy sê baie duidelik, so veel mense het onwaardig by hierdie tafel kom sit. En nou is daar baie van hulle wat ly, baie wat siek is, en selfs wat ontslaap het. Nou kom ons kom vanmôre met 'n nederige, onderworpe gesindheid, en sê vir die Here, Here, hier is ons. Vergewe ons van alles wat ons verkeerd gedoen het. As ons iets teen iemand het, dan vergewe ek dit nou. Want ek wil rein en skoon by hierdie tafel kom sit. Die woord van die Here sê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Toe hy klaar die brood geneem het, het hy die beker geneem met hierdie woorde, hierdie is 'n nuwe testament. Hierdie is 'n nuwe ooreenkoms. Hierdie is 'n nuwe verbond wat ek met julle sluit. En ek sluit dit met julle deur my bloed wat aan die kruis van Golgotha gevloei het. Die Hebreërs skrywer skryf op 'n stadium en hy sê, nie die bloed van bokke en stiere kon ons red nie, maar net die bloed van ons Here Jesus Christus. Hy wie die offerlam vir die wêreld was. Hy sê van ons, so dikwels as julle dit doen, sal dit wees tot nagedagtenis van my, wat ek vir julle gedoen het. Vader, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke weet, hierdie is zeer sekerlik een van die grootste gebeurtenisse in die kind van die Here se lewe en in die geskiedenis van die wêreld. Daar is soveel verskillende feeste in die wêreld en ons weet nie eens van hulle almal nie. Maar Here, die wêreld weet van Paasfees. En ons dank U daarvoor, dat tot die dag wanneer U kom, hierdie nog steeds sal herdenk word. En ons dank U daarvoor. Amen.
Hoor jy my kind, jy moet nie net hier so in hierdie tyd met 'n kortbroek rondloop nie. Dis koud. Nee. Jy moet 'n langbroek aantrek. Hoor die meisiekind, ek hoop jy het vir jou genoeg kossies ingepak. Onthou julle gaan ver ry, hoor? Klink hierdie goed vir u bekend? Kan 'n ma wees, dit kan 'n pa wees, dit kan 'n ouma wees. Nou sê ons Afrikaanse woordeboek sê vir ons, dit wat daar gebeur is, luister mooi, dis ontferming. Dis ontferming. Hoeveel keer het ons al vir ma gesê, ag ma, asseblief, moenie my so pla nie, ek het nou genoeg, ek is warm genoeg aangetrek, wil ma nou hê, ek moet 'n baadjie aantrek, omdat ma koud kry. Dit klink so bekend. Hoor jy my seun, jy kan nie so min eet nie, jy moet meer eet, jong, jy gaan ver. Nou hoor wat sê, ontferming is die daad van medelee wat getoon word, genade bewys en hulp verleen aan iemand wat swak of in nood is. Ek wil vanmôre vir u sê, God ontferm hom oor sy kinders. Ek het gaan kyk na die Engelse vertaling van die woord ontferming en ek het niks van hom gehou. Julle moet nou nie uitloop hier en sê, daai dominee hou nie van die Engelse taal of van die Engelse of iets. Dit gaan nie daaroor nie. Maar die enigste wat die vertaling vir ons sê, as jy gaan kyk, sê hulle ontferming, pity. Dis nou 'n pity. Nee, dat hulle so 'n woord gebruik. Ons weet, ontferming is iets wat dit vat. Dit gee iets besonders. Wow. Ek wil amper sê, dit is 'n omgee woord. Vanmôre wil ek vir u sê, kind van God, ons hemelse Vader gee om vir ons. Ek wil 'n gedeelte lees en julle weet, dis een van my geliefkoeste gedeeltes in die woord. En ek wil dit vanmôre lees. En dit gaan oor Johannes 14. En u weet, ek is baie lief vir Johannes 14. Ek quoteer dit sommer net so. Maar Johannes 14 sê vanmôre vir ons, luister mooi. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. En as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. Nou wil ek hê, terwyl ons hierdie gedeelte lees, moet jy die hart van God sien. Jy moet die ontferming sien van ons hemelse Vader vir sy kinders. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle. En nou gaan ons na vers 7 toe. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. En Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Dit is so asof die Here Jesus hier kom en hy sê dit self in sy woord. Hy sê, ek en die Vader is een. En daarom wil ek hê, as ons vanmôre kyk na hierdie woord ontferming, moet ons hemelse Vader, Seun en Heilige Gees moet ons sien. Ons Vader ontferm hom oor ons.
En ek wil hê ons moet kyk na, noem dit ontfermingsaksies, as ons dit so wil noem. Die eerste ene wat ons sien is, hy berei vir sy kinders 'n ewige tuiste. Daarom sê die Here Jesus hier, hy sê, moenie bekommerd wees nie, laat julle hart nie ontsteld word nie, ek gaan of julle plek te berei. Hy sê, want in die hemel, by my Vader, is daar baie wonings. Dis so asof hy sê, daar is baie plek. Ons gaan net ou paar goedjies gou regmaak daarbo, sodat as julle kom, julle tuis voel. Hy berei 'n ewige tuiste. Hy sê vir ons in 2 Korintiërs 5 vers 1, en ons gebruik dit baie keer wanneer ons die boodskappe bring vir ontslapene, wanneer ons by 'n grafnis 'n boodskap bring, sê hy vir ons in 2 Korintiërs 5 vers 1, hy sê, want wanneer hierdie aardse tentwoning afgebreek word, luister mooi wat sê hy, sal ons 'n gebou hê van God, nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Ons hemelse Vader berei vir ons 'n tuiste voor. Ons hoor so baie keer, wanneer iemand op hulle sterfbed lê, en hulle is vol pyn, in ongemak, dan hoor ons hierdie woorde, ek wil huis toe gaan. Nee, ek wil huis toe gaan. Want jy sien, daar is 'n tuiste, wat ons hemelse Vader vir ons voorberei. 1 Korintiërs 13 vers 12 sê die woord van die Here vir ons, ons sien nou in 'n spieël en deur 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Ons sien nou, en ons kyk na dinge en ons sê vir onsself, ons verstaan dit nie. Here, waarom? Bietjie langer as 'n jaar gelede, het die Here my geliefde eersgeborene seun weggevat. Ons kon dit nie verstaan nie. Here, hy's in die vleur van sy lewe. Ons sien in 'n spieël en ons sien in 'n raaisel, maar eendag sal ons sien van aangesig tot aangesig. Hy is besig om vir ons 'n plek te berei. Maar liewe kind van God, liewe luisteraar, ek moet seker maak dat my saak reg met God is om saam in daardie tuiste te gaan woon. Die volgende ontferming wat hy het, en dit is vir my so wonderlik, en dit is hoekom ons met die nagmaal begin het. Ons hemelse Vader bewerkstellig vir ons 'n perfekte verlossingsplan. Is dit nie wonderlik nie? Sy ontferming oor ons as mens is so wonderlik, dat hy sê, ek moet iets doen om hierdie kindertjies weer by my uit te kry. Want jy sien, die mens was geskape om in harmonie met God te leef. En dit het gebeur toe Adam en Eva geskape is.
Want jy sien, ons lees op 'n stadium, lees ons daar, hoe dat God in die aand wyntjie gewandel het in die tuin van Eden. En dit was juis daardie tyd wat hy geroep het en gesê het, waar is my kinders? En as ons gaan lees in Genesis 3, dan lees ons daar het 'n sondeval gekom. Daar het 'n skeiding gekom tussen God die Vader en die kinders. En die enigste manier hoe God hulle weer by mekaar kon gebring het, ekskuus tog, is alleen deur hierdie perfekte verlossingsplan. Kyk wat sê Johannes 14 vers 6. Johannes 14 vers 6. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Onthou Thomas het na Jesus toe gekom in hierdie Johannes 14 en hy het vir hom gesê, Here, hoe weet ons? Hoe weet ons wat die weg is? Hoe weet ons waar is jou pad heen? Wat gaan jy doen? En Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En kyk na hierdie volgende stukkie in hierdie teksvers. Kyk na die ontferming van God die Vader. Kyk hierso. En niemand kom na die Vader behalwe deur my. 'n Perfekte verlossingsplan. En ons weet dat, as ons gaan kyk na Johannes 13, Johannes 14, Johannes 15, was Jesus besig om al sy luisteraars, sy mense, sy disippels, voor te berei vir hierdie gebeurtenis. Hy was besig om vir hulle te vertel dat ek gaan aan 'n kruis hang en ek gaan weer opstaan. Want hulle het op 'n stadium te vra hulle vir hom, maar Here, geef ons net enige teken. En toe sê Jesus, die enigste teken wat ek vir julle gee, is die teken van Jona. Jona was 3 dae in die maag van die vis, en toe die vis hom uitgespieg. En hoe het Jesus nie hier vir hulle eintlik gesê, dat 3 dae sal hy in die graf wees, en daarna sal hy opstaan. Hy's besig om hulle voor te berei. Hy's besig om vir hulle te vertel van hierdie perfekte verlossingsplan. En jy weet, wanneer ons kyk na hierdie, as ek sê perfekte verlossingsplan, dan is dit so wonderlik, wanneer ons dink aan die kruisdood van ons Here Jesus Christus. Toe was daar 2 soldate, of nie 2 soldate nie, 2 rowers weerskante ook gekruisig. En volgens die gebruik van die Romeine in daardie tyd, hulle moes seker maak dat die persoon wat aan die kruis hang, dat hy dood is. En dan het hulle gekom en hulle het hulle bene gebreek. Daarom sê hulle die kruisdood was 'n verskriklike, 'n geweldige dood gewees. Maar dan het hulle gekom en hulle het hulle bene gebreek, sodat hulle seker maak, hierdie persoon is dood. En die woord van die Here sê, toe hulle by Jesus kom, die woord van die Here sê, was hy reeds dood. En die soldaat het die swaard geneem en dit in die sy van Jesus gesteek. Daar sien jy dit, Johannes 19:33 en 34. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en dadelik het daar bloed en water uitgekom. Waarom moes dit gebeur het?
Ek sien ek het vir u gesê dat God bewerkstellig 'n perfekte verlossingsplan. Want die offergawe wat moes gesterf het aan die kruis van Golgotha, sê die woord van die Here, was 'n lam sonder gebrek gewees. Toe die Here Jesus op die aarde gewandel het, selfs voordat hy gebore was, sê die woord van die Here, hy's gebore uit 'n maagdelike geboorte. Perfek, skoon, rein. En daarna terwyl hy op die aarde gewandel het, perfek, sondeloos. Want u sien, dit moes 'n perfekte verlossingsplan gewees het. En toe hulle by Jesus kom, het hulle hierdie liggaam, het hulle nie verbrysel wat die breek van die bene betref nie. Want dit was God se plan gewees, dat sy seun heel sou bly. Perfekte verlossingsplan. Sodat die skrif vervul sou word, Johannes 19 vers 36. Sodat die skrif vervul sou word, dat geen been in hom gebreek sal word. Perfek. Dis wat God deur sy seun Jesus Christus vir ons gedoen het. Daarom het ons, toe ons vanoggend hier begin het ons begin met die nagmaaltafel, want hier het ons klaar die perfekte offer gesien. Maar God se ontferming stop nie daar nie. Ek wil hierdie noem: God voorsien 'n geestelike instandhoudingsprogram. Wow! My God! Hy het vir ons 'n maintenance plan ook daar gestel. Kom ons kyk wat sê die woord van die Here. Johannes 14 vers 16. Hy sê, ek gaan my Vader bid. Kan jy sien hoe dit gaan om die ontferming van die Vader vir ons? Ek gaan my Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Nou dis waar dit begin. Hierdie instandhoudingsprogram begin by die Heilige Gees, wat Jesus sê, ek gaan my Vader bid dat hy vir julle ander trooster stuur. En hierdie trooster is die Parakletos. Hy is die een wat langs ons staan. Hy ondersteun ons. Hy dra vir ons in moeilike tye. Hy waarsku vir ons wanneer daar moeilike tye voorlê. Die soete stem van die Heilige Gees. Daarom noem ek dit 'n instandhoudingsprogram. Want hy sal daar wees om vir my te help. Johannes 14 vers 26. En hy, hierdie soete Heilige Gees, die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dit is so asof hy kom en hy sê, weet jy, wanneer jy nou hier op jou aardse lewenswandel beweeg, en al die dinge deurgaan, sal daar iemand wees, wat jou gedurig deur gaan ondersteun, wat jou gaan bemoedig, wat jou gaan vashou, wat jou staande gaan hou, naamlik die Heilige Gees. Daarom sê die woord van die Here, hy sê, ek gaan julle nie as wese agterlaat nie,
maar ek gaan julle hierdie trooster stuur. En hierdie trooster, nou dis baie belangrik wat ek nou vir u gaan sê, Johannes 16, ek wil graag hê jy moet dit vir my op die skerm sit, Johannes 16 vanaf vers 7. En jy moet nou sien, wat is belangrik van hierdie werk van die Heilige Gees. Maar ek sê vir julle, dit is die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggegaan het nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Vers 8, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dis baie belangrik. Onthou ek het vir u gesê dat God het 'n instandhoudingsprogram. En vir my as kind van die Here om reg te wandel op hierdie aarde, sê die woord van die Here dat hierdie trooster, hierdie Heilige Gees sal kom en sal vir ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Die volgende vers. Van sonde, geregtigheid en oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, sê Jesus. Geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Dis die werk van die Heilige Gees. By geleentheid sê die Here Jesus self, dat die Heilige Gees sal vir julle vertel van die eindinge en julle waarsku van die eindinge. Kan jy sien hoe hierdie instandhoudingsprogram deur ons hemelse Vader daar gestel is, sodat ons weet hoe om te wandel op die aarde. Die woord van die Here sê vir ons 1 Korintiërs 6 vers 19, hy sê, en weet dit, hy sê, julle liggame is 'n tempel van die Heilige Gees. Of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Die oomblik toe God hierdie instandhoudingsprogram daar gestel het, het hy geweet, dat ons behoort nie aan onsself nie, ons behoort aan Jesus. Ons is geskape in hierdie wêreld, sodat ons weer in harmonie met God deur Jesus Christus kan lewe. En dit is waarom ons hemelse Vader so 'n program daar gestel het. Gewederbaar deur die Heilige Gees. Ons onthou wat daar in Johannes 3 vers 3 gebeur het, toe Jesus vir Nikodemus gesê het, tensy jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Gewederbaar deur die Heilige Gees. Groei deur die Heilige Gees. Galasiërs 5:22. Die vrug van die Gees. Dis alles die instandhoudingsprogramme wat daar gestel is vir die kinders van die Here. Romeine 8 vers 14. Gelei deur die Heilige Gees. Nou vra ek vanmôre vir een, ek vra dit vir myself. Is dit nie wonderlik dat ons so 'n God van ontferming het? Wat vir ons ondersteun, wat vir ons dra. Onthou daar heel in die begin toe ons so 'n bietjie geskerts het oor die ma's wat bekommerd is oor die kinders en die oumas wat bekommerd is oor die klein kinders. Hulle is nie warm genoeg aangetrek nie. God is net so bekommerd oor ons. Want hy wil ons graag saam met hom, ons hemelse Vader, wil ons saam met hom in die hemel sien.
Mag God vanmôre vir ons die genade gee om te besef dat hy is nie hierdie harde God wat net slaan en net loop en kyk waar jy 'n foutjie maak dat jy jou kan onderste bo klap. Nee. Hy's 'n God van ontferming. En hy hou jou so vas. Soos wat sy woord sê. Ons is die oogappel van God. Kom ons buig ons hoofde. Vader, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke weet, U is daar vir ons. U woord sê, die oë van God deurloop die aarde. En hy soek ons. Hy kyk waar is ons, sodat ons kan seën. Ons dankie daarvoor. Dankie, Here. Amen. Vader, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke weet dat U is 'n God van liefde, 'n God van ontferming, 'n God van erbarming, en ons dank U, Here, dat ons vanmôre maar net weer eens kon onsself daaraan herinner het deur U woord. En ons bid nou die liefde van God ons Vader, die genade van sy Seun Jesus Christus en die gemeenskap, die ondersteuning, die bystand van die soete Heilige Gees op elkeen van ons af. Amen.